Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 13de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: bende geweld eis nog 10 lewens in die Weskaap. Nuushooftrekke vir vandag: Suid-Afrika se inflasieteiking is verlaag tot 3%. Bende geweld eis nog 10 lewens in die Weskaap. Nuwe ministers is in die kabinet aangestel. SARS se inkomste vertoon goed. Engelse rugbyspan stel nuwe pomsquad bekend. Mosetti wen die manouer in tennistoernooi. Mitchellsplein, Nyanga, Delft. Dit is die plek in die Weskaap waar minstens 10 mense sedert Sondag hulle lewens en vermoedelik bendeverwante geweld verloor het. Almal is doodgeskiet. Die slagoffers het in 'n taxi by die standplek gesit toe aanvallers op die voertuig losgebrand het. Die 2 vroue het op die toneel aan hulle beserings gesterf en die gewondes is na naby geleë hospitaal geneem. 4 uur voor, omstreeks 6 uur, het lede van die publiek op lyke van 2 mans en 'n vrou in 'n motor in Montclair in Lentegere Mitchellsplein afgekom. Die vrou is in die bagasiebak gevind. 'n silwerkleurige Volkswagen Polo was op die hoek van Parkstraat en Hillcrest weggeparkeer. Die voertuig is volgens bronne in die naam van 'n persoon van Kraaifontein geregistreer. Daar word vermoed dat die voorval bende verwant is en dat dit verband hou met gevegte tussen die Terrible Joster bende en die Mongrels. Die geveg gaan glo om afsetgebiede in Kraaifontein. Sondag was daar ook 'n 3-dubbele moord in Leiden en Delft. Geen inligting is oor die voorval bekend gemaak nie, behalwe dat dit op sosiale media geplaas is en deur nie amptelike polisiebronne bevestig is. Die Weskaapse polisiehoof het die voorvalle ten sterkste veroordeel en gesê bendes het geen plek in die samelewing nie. Die polisie sal druk bly uitoefen op diegene wat by ernstige geweldsmisdrywe betrokke is. Duduzile Zuma Zambutla word daarvan aangekla dat sy mense tot geweld aangehits het tydens sy onlus en plundering in Julie 2021 wat gevolg het op 'n inhegtenisneming van haar pa, oud-president Jacob Zuma. Sy is onder kruisverhoor gepeper met vrae oor die motief vir haar optrede deur Dali Mpofu-Essie, Zuma se regsverteenwoordiger. Mpofu was van mening Trent kan nie bewys dat die plasings op sosiale media geweld aangehits het nie. Sy het dit gedoen omdat sy haar pa uit die tronk wou gehad het. Mpofu het volgehou dat die saak teen Zuma en haar pa persoonlik gemik is en politiek gemotiveerd is. Dis alrede waarom Trent betrokke geraak het. Dit is die vrugte van 'n giftige boom, het hy gesê. Mpofu het gesê die gehalte van die getuie, gesien in die lig van sy uitgerekte ervaring, is baie swak. Trent het daarop geantwoord dat dit Mpofu sy eie mening is. Hy het voortgegaan en haar daarvan beskuldig dat sy die vrou ontwyk het as dit aan haar been sny en haar verklarings nie die papier werd is waarop het geskryf is nie. Die staat sal na verwagting 'n kundige oor selfone as sy volgende getuie inroep wanneer die verhoor na verwagting maandag hervat sal word. Die minister van Finansies het gister Suid-Afrika se inflasieteiken tot 3% verlaag. Dit was 'n gesamentlike besluit. Om dit te doen, het minister Enoch Godongwana aan die media bekend gemaak net voor die voorlegging van die mediumtermyn begrotingsraamwerk. Ook Lesetla Ganyago, president van die Reservebank, het gesê dis nie sy teiken nie, dis die land se teiken en hy en Godongwana het daaroor besluit. 'n Laer inflasieteiken sal volgens Godongwana mettertyd tot laer inflasie lei wat tot voordeel is van verbruikers. Die inkomste vir die eerste 6 maande van die lopende boekjaar is 9,3% beter as 'n jaar gelede. Dis danksy veral beter invorderings van maatskappybelasting op grond van mynmaatskappye se winsgewendheid wat die rekordgoudpryse en ander kommoditeitsprysstygings aangedryf is. Die tesourier is vol vertroue dat hy sal kan volhou met 'n primêre begrotingsoorskot. In totaal verwag die tesourier 19,3 miljard rand meer inkomste vir die boekjaar as wat in Mei begroting verwag is. As deel van die nuwe poging om geteikende en verantwoordelike besparings te haal deur staatsbesteding deurgrondig te hersien, is 6,7 miljard rand se besparings al oor die mediumtermyn geïdentifiseer. Verandering sal ingefaseer word en verdere aankondigings oor nog besparings sal in volgende begrotings bekend gemaak word. Volgens Dr. Duncan Pieterse, direkteur-generaal van die tesourier, is dit 'n enorme stap vorentoe vir deursigtigheid. Die paneelbord sal kwartaalliks opgedateer word. Dit sal vir eers nasionale en provinsiale departement dek en later sal munisipale verkrygingsdata ook bygevoeg word, het hy gesê. President Cyril Ramaphosa het gisterand aangekondig dat Willie Oukamp Dr. Dion George as minister van Bosbou, Visserye en die omgewing in die kabinet sal vervang. Amelia Abrams is terselfdertyd as adjunkminister van Handel, Nywerheid
en mededingend aangestel in die plek van Andrew Whitfield. Steenhuisen in die naweek aan die koerante gesê George is versoek om Whitfield op te volg, maar het geweier omdat dit as 'n demotivering beskou te word. Steenhuisen wou gehad het George, wat ook Amerikaanse burger is, moes help met samesprekings met die VSA oor handelsbande. Oukamp is die DA se woordvoerder, Abrams is die DA se LP. Steenhuisen het in 'n verklaring ontken dat George sy pos kwyt is weens die druk op belange van buite. Hy het George vir sy diens bedank en hy het gesien hy sien uit daarna om in die toekoms in ander hoedanighede met hom te kan saamwerk. Die inkomste vooruitsig in die mediumtermyn begrotingsraamwerk wat gister voorgelê is beter as wat verwag te danke aan BTW-invordering en belasting op korporatiewe inkomste. Vooruitskattings vir die 2027 en 2028 boekjaar lyk minder rooskleurig met 'n skrale opwaartse aanpassing van 1,4 miljard rand volgende jaar. Die jaar daarna word dit opwaarts aangepas met 17,1 miljard rand. Swak belastinginkomste kan op die langtermynverhogings in inkomstebelasting beteken. Die SAID se data vir die eerste 6 maande van 2025 wys dat invorderingsvlakke ondergemiddeld was, hoofsaaklik weens komplekse regs- en tegniese kwessies. Die skuldomgewing is besig om al hoe meer kompleks te raak. Dit is nie regtig vinnige oorwinnings nie, het Edward Kieswetter, SAID-kommissaris, aan die media gesê. Invoerbelasting en douaneheffings vaar egter swakker as wat verwag is. Trump het op 2 April, wat hy bevrydingsdag noem, 'n 30% handelstarief op Suid-Afrikaanse invoere geplaas. Suid-Afrika kon na 7 maande dit steeds nie reg gekry het om 'n handelsooreenkoms met VSA te onderteken om die tariewe te verlaag nie. Hoewel dit 'n verskil van 0,2 persentasiepunt is, teenoor Julie bly 'n vooruitsig swakker as 'n jaar gelede, wanneer die tariefskop en geopolitiese onsekerheid ingeskop het. Die VSA se ekonomiese groei, wat in 2024 op 2,8% gestaan het, word nou geraam op 2% vir 2025. Suid-Afrika se ekonomiese groei was 0,5% in 2024 en die tesourier verwag dat dit in 2025 met 1,2% sal groei. In die eerste halfjaar was die ware wat die vervaardigingssektor bygedra het 1,7% laer as in dieselfde tydperk verlede jaar. Daar is verwag dat globale swak vraag sou voortgaan weens onsekerheid in handelsbeleid en veral in die Amerikaanse wet op groei en geleentheid in Afrika, oftewel AGOA. Die tesourier waarsku teen die risiko van opgejaagde aandelemarkwaardasies, veral in KI-aandele wat skielik kan omswaai en na onstabiliteit in finansiële markte kan lei. Die tesourier sê die hoë prys van goud en platinum sal uitvoere ondersteun. Weens Trump se besluit om die Amerikaanse president noodplan vir MIV-vigs bystaan PEPFAR te onttrek, het die tesourier 590 miljoen rand by die begroting geplaas om provinsiale gesondheidsdienste te ondersteun en prioriteitsingrypings wat betref MIV en TB in stand te hou. Starlink, die satelliet-internetdienste wat deur Elon Musk se SpaceX besit word, sê alsis gereed om vir hom in Suid-Afrika te kan bedryf. Die probleem is die vereiste dat histories benadeelde 'n belange van 30% moet besit in maatskappye wat 'n telekommunikasielisensie het. Goodnight sê die rede waarom hulle nie die roete gevolg het nie, is omdat hulle meer as 150 marke werk en oor as 100% eienaarskap het. Hy sê, nie net om aandeelhouers oor die wêreld heen te praat nie, verander die doeltreffendheid in kostebesparings. Solly Malatsi, minister van kommunikasie en digitale tegnologie, het in my nuwe beleidsriglyne gepubliseer wat 'n alternatief vir die regulasies bied. Dit sal Starlink tussen 12 maande en 2 jaar neem om plaaslike vennote te kry, terwyl Malatsi se beleidsverandering nog so wat 2 jaar sal neem. Starlink wil meer as 5000 plattelandse skole van toerusting en dienste voorsien, wat aan 2,4 miljoen leerlinge toegang tot die internet sal bied. Het gebeur nie gereeld dat daar 'n nuwe Hilux-bakkie op die mark kom nie. Trouwens, die huidige model het reeds 10 jaar gelede, in 2015, sy opwagting in internasionale markte gemaak met sy plaaslike debuut die daaropvolgende jaar in 2016. Die 9de generasie Hilux is pas in Thailand onthul, waar hy vir oorseese markte gebou word. Hy sal volgende jaar sy plaaslike buiging maak en weer soos die huidige model by Toyota Suid-Afrika se fabriek in Durban vervaardig word. Hy binne die huidige model se leerraam onderstel en vering met bladvere agter en dra ook die enjin en radkaste oor. Heel wat van die bakwerk is ook identies. Die nuwe Hilux sal sy bestaande 2,8 liter turbo diesel behou, maar die 2,4 liter diesel val in sommige markte weg ten gunste van die groep se 2,7 liter petrol enjin. Daar sal ook hybride modelle wees met 'n matige 48 volt steun, terwyl 'n volle elektriese Hilux vir volgende jaar vir Suid-Afrika beplan word. Toyota sê hy sal 'n ryafstand van 300 km bied, terwyl 'n sleepwa van tot 2 ton met sy remme gesleep sal word.
'n ander nuwigheid is dat die Highlights vorentoe ook 'n kragstuur toegerus sal wees, 'n eerste vir die Highlights. Ons vermoed is met die oog op sy Europese verkope gedoen, omrede die Toyota in staat stel om die elektroniese veiligheidsstelsels nou in te bou. Ander opknappings aan die kajuit sluit in nuwe sitplekke, 'n sentrale armrus wat nou dieselfde hoogte as die deure se armruste is, en stembeheer vir die inligtingstelsel in die topmodelle. Die Suid-Afrikaanse modelreeks en spesifikasies, asook watter engines en radkaste als beskikbaar sal wees, sal eers later bekend aan die media gemaak word. Die Engelse plaasvervangersbank, wat as die POM squad bekend staan, word teen die All Blacks ingespan wanneer die spanne Saterdag op Twickenham slag sal wees. Steve Bothwick, afrigter van Engeland, het 'n 6-2 verdeling op die Rose se bank gekies, 6 voorspelers en 2 agterspelers met gereelde eerste keuse spelers soos die Stitte, Alice Gengen, Will Stewart, die Akar Luke Cowan-Dickie en die loosvoorspeler Tom Curry en Henry Pollock wat die plaasvervangers sal wees. Jy het gesien hoe belangrik daardie ouens is en in watter impak hulle in die telling kan hê. Baie toetse is baie naby in die laaste 20 tot 30 minute het hy gesê. Stewart keer terug as een van die 7 veranderinge aan die 23-tal na die oorwinning oor Fiji, wat tot in die einde van 'n mespunt was voordat Engeland dit in hulle guns beklink het. Kai Trump het raad gekry by hy oupa, president Donald Trump van Amerika, die golfster Annika Sorenstam en die 15-malige major kampioen Tiger Woods, voordat sy haar buiging in die LPGA-reeks sal maak. Kai, wat 18 jaar oud is, het 'n borguitnodiging ontvang aan die Annika Driven toernooi op die Pelican baan in Florida te kan deelneem, 'n besluit wat baie kritici die Josie ingemaak het. Kai het maandag 9 puitjies van die Pro-Am ronde saam met die toernooi aanbieder Sorenstam gespeel, wat beïndruk was met die jongeling se passie vir hierdie spel en haar gemak en intense kollig. Om 18 jaar oud te wees en al die kritieke hoor, moet sy ongelooflik taai wees, is gesê. Ons kan almal verstaan hoe dit voel om gekritiseer te word, maar sy is 'n teiken. Kai sê die krag waarmee sy die bal slaan is haar sterkpunt. Sinner het 'n skorsing van 3 maande uitgedien nadat hy in Februarie skikking met die Wêreldagentskap teen die gebruik van verbode middels gebereik het. Djokovic sê hy glo nie Sinner het die doelbewus oortree nie, maar voeg by dat die omstredenheid oor waargenome ongelykheid tussen Sinner en behandeling en die van minder bekende spelers nog lank om die Italianer se kop sal hang. Soortgelyk aan sy eie deportasie uit Australië in 2022 weens sy weiering om met die COVID-19-enstof ingeënt te word. Djokovic het vrae geopper nadat die 24-jarige Italianer in Mei toegelaat is om weer te speel sonder om enige Grand Slam toernooie te kan misloop. Daar is die gebrek aan deursigtigheid, onbestendigheid, die gemakheid van die skorsing wat tussen die Grand Slam van krag was, sodat hy nie die ander misgeloop het nie. Dit was net baie vreemd vir my, voeg Djokovic by. Die Italianer Lorenzo Musetti het Dinsdag aand in die laaste wedstryd in die ATP jaareindtoernooi in Turyn 'n dramatiese zege oor die Australiër Alex de Minaur behaal. Musetti het met 7-5, 3-6, 7-5 gewen nadat die Aussie vir die wedstryd afgeslaan het met die telling met 5-4 in sy guns in die derde stel. Die Springbokke sal nie enige plaasvervangers ontbied vir Lode Jager nie, wat vir 4 weke geskort is. Rassie Erasmus hulle het steeds slotte soos Roan Orkee, RG Snyman, Anko Mostert, Eben Etzebeth en Jean Klein in hierdie toergroep. Die 32-jarige De Jager het dinsdagmiddag via videoskakel voor 'n onafhanklike digkomitee verskyn nadat hy rooi kaart ontvang het vir 'n gevaarlike duikslag op die hele agter van Frankryk, Thomas de Ramos, in die lande se kragmeting in Parys se Stade de France. Die digkomitee het gesê hy het die rooi kaart wat aan die speler uitgereik is gehandhaaf deur Wêreldrugby se sanksiebepalings toe te pas, bepaal dat die middeltoegangspunt van 6 weke of wedstryde gepas was. Die versagtende faktore was dat De Jager berou getoon het en om verskoning gevra het en 'n goeie dissiplinêre rekord het. Sy skorsing sal die volgende wedstryde insluit: die naweek teen Italië, 22 November teen Ierland, 29 November teen Wallis en 14 Desember vir die Wild Knights teen Toshiba Brave Lopez in Japanse Liga 1. Die Bokke moet reeds sonder Jan-Hendrik Wessels klaarkom, wat net voor November se toetse vir 8 weke lank geskort is vir 'n voorvallende wedstryd van die Bulle teen Connacht in die VRK. Afgesien van die afwesigheid van De Jager, Nche en Wessels op toer, kon Erasmus Bono nie beseerdes soos Apalele Fassi, Frans Malherbe, Cameron Hanekom en Elrich Lou van November se toetse oorweeg het nie. Almal praat oor draai in Indië, maar daar is wêreldklas snelbouler aan albei kante. En as die geskiedenis geglo word, is daar altyd iets vir snelboullers op Eden Gardens. Daar is soveel tweestryde binne die wedstryd. Jasper Boemra en Kagiso Rabada, Marco Jansen en Mohamed Stra
Dan is daar die mededinging tussen draaiers en boonop ook in die kolverstryde. Dit is beslis 'n watertand eindstryd. Dit is soveel opwindende tweestryde om na uit te sien, het Konrad gesê. Konrad sê 'n moeiliker wedstryd wag aan die nuwe toetsiklus van 2 jaar op hulle, maar dat hulle reg is om nog 'n geskiedenis te maak. Sou hulle in Kolkata wen, sal dit 'n eerste toetsoorwinning in Indië in 15 jaar wees en 'n reeksoorwinning. Die maand sal hy die eerste een sedert 2000 wees. Konrad sê staan dat die IPL dinge vir hulle vir gemaklikheid en tot Suid-Afrika se voordeel is. Konrad is opgewonde oor Bavuma se terugkeer van 'n kuitbesering. Themba is enorm vir ons. Hy is ons beste speler. Dis so eenvoudig soos dit, het hy gesê. Dit maak die wen van 'n wedstryd teen Pakistan soveel beter, omdat dit ons sonder ons beste speler kon vermag het. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Ek kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle doen jou voertuig registrasie namens jou. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2139, Polokwane 1633, Lephalale 2038, Mbombela 1835, Mahikeng 2134, Pretoria 2135, Johannesburg 2033, Ermelo 1332, Galagadi 2638, Gaborone 2335, Richards Bay 19 en 27, Pietermaritzburg 1424, Durban 1726, Port St. John's 1725, Pongola 18 en 31, Maputo 21 en 30, Bethlehem 1332, Bloemfontein 2033, Allewal Noord 14 en 30, Welkom 2033, Vryburg 2235, Kimberley 2336, Appington 2437, Prieska 2336, Springbok 2038, Karasburg 2336, Keetmanshoop 2637, Mariental 1937, Alexanderbaai 1521, Brandvlei 2236, Loederitsbaai 1736, Vredendal 1638, Kaapstad 1723, Sutherland 1530, George 1321, Jeffreys Bay 1425, Geberra 1225, Graafrenet 1327, Kaaphooglas 1423, De Aar 1833, Multino 925, Beaufort West 17 en 32 en laastens Oos-London 15 grade Celsius in die oggend, 25 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R17.10 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.19. Die euro verhandel teen R19.82. Die pond kos R22.46. 'n yen kos 11 sent. Die prys van silwer is $53.52 Amerikaanse sent. Platinum kos $1,619. Palladium se prys is $1,472. Die prys van goud per fyn ons is $4,192. Brent olie per vat is $65.16 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: jy kan die meeste van jou teenstanders stop deur nooit moed op te gee nie. So druk deur en maak klaar met dit wat jy begin het. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.